Vanmôre preek ons oor 'n interessante ding, die lekker kredietkaart. Okay, wie hou van 'n kredietkaart? Dis maar min. Wie gebruik 'n kredietkaart? Kom nou julle. Julle is nie kan heilig wees nie, hoor. Ja, nee, ons praat van die kredietkaart en sonde. Wat het dit in gemeen? En as jy hierdie kan snap vanmôre, gaan jy iets verstaan wat jy huis toe gaan vat en in jou hart gaan bære verseker. Okay, so die meeste mense hou eintlik van 'n kredietkaart. Okay, veral as jy jonk is en jy nog nie so heeltemal ervare is nie. Jong, dan lyk daai kredietkaart soos die lekkerste ding om te hê. Okay, alright. Nou, hoekom hou mense van 'n kredietkaart? Ja, want luister mooi, dit maak dinge maklik, korttermyn natuurlik. Maak dit dinge mos nou baie maklik. Jy kry wat jy wil. En jy kry dit nou. Is dit die waarheid? Jy hoef nie te wag nie. Jy kry hom nou. Okay. So 'n kredietkaart kan baie lekker wees, maar die probleem is van die kredietkaart, jy betaal altyd later. Wie dit al ervaar? Kom nou julle, steek 'n bietjie die hande op. Heerlikheid. Okay, jy betaal altyd later plus rente op rente betaal jy. Jy betaal 'n duurprys. Nou weet jy wat, moet ek nou vir julle sê, dis presies hoe sonde werk. Presies hoe sonde werk. Maar nou moet 'n ou eerlik wees, die eerlike waarheid oor onsself. Luister mooi. Die eerlike waarheid oor ons almal is, ons almal sondig. Is die een wat hier sit wat nie sondig nie. Ek wil jou so graag ontmoet. Is die iemand wat weet jy sondig wel? Natuurlik ja. Almal doen sonde. En ek wil dit amper so uitdruk, dat almal gebruik die kredietkaart van sonde. Alright, ons almal het al dinge gesê wat ons nie moes gesê het nie, in ons woede en wat ook al. Almal het ook al uit hulle trots en hulle jaloesie gereageer. Almal het uit selfsug bo liefde gekies en dinge gedoen wat jy nie moes nie. Almal het al dinge gedoen wat uit woede uit kwaad wees uit noem dit uit wat ook al verkeerde goed gedoen, uit wat 'n rede ook al gelieg vir iemand en toe moet jy weer alleen op die lieg vertel om die lieg te beskerm, want jy sien, ek sê altyd 'n waarheid onderhou homself, maar alleen moet jy onderhou. Maar 'n waarheid onderhou homself. Maar ons almal het iewerste het ons dan absoluut doen ons nog sonde. Nou hier is wat 1 Johannes 1 vers 8 sê dit ook baie duidelik. Hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Is dit die waarheid? Okay, dis die waarheid. Okay. So ons almal struikel nog en ons gaan nog sonde doen. Maar dit beteken nie sonde kos niks nie. Sonde kos altyd iets. En, maar nou gaan ons net gou kyk, maar nou hoekom lyk sonde so aantreklik soos 'n kredietkaart? Okay? Want sonde werk soos 'n kredietkaart, jy het geweet. Okay, jy gaan dit al mooi sien. Want nommer 1, dis maklik. Dis vinnig. Dis onmiddellik. Dis sonder moeite. Wow! En dit beloof bevrediging, nie wanneer nie, nou. Okay?
Is iemand nog hier? Okay, is julle nog hier? Sonde doen hierdie, dis hoekom sonde. Onthou sonde is lekker, anders het niemand sonde gedoen nie. Hallo? Is dit die waarheid wat ek sê? Hy lyk lekker. En hy bevredig nou. Nou hier is die ding. Sonde voel goed in die oomblik. Ja! Net soos daai kredietkaart, hy voel so lekker. Jy kry jy die ding nou, het jy hom. Nee? Sonde voel goed. Hoekom? Want daar is plesier. Daar sien jy dit so mooi. Daar's plesier. Daar's verligting vir 'n oomblik. O, jy was so in 'n stres, in 'n toestand in. Jy swipe hierdie kredietkaart, jy betaal nog skuld met die kredietkaart en jy skuld nog sommer betaal sommer die skuld van die kredietkaart met die kredietkaart. Alright. Lekker verligting. Lekker bevrediging. Sonde bring 'n bevrediging. Dit voel goed in die oomblik. Maar die gevoel is ongelukkig net tydelik. Is julle saam met my sover? Nee, gee lekker handeklap man. Kom aan, as iemand wat dit snap. Alright, daar sê. Nou hier's lekker inligting vir jou. Jy moet dit afneem, jy moet dit neerskryf toe. Korttermyn verligting. Baie mense gebruik sonde om pyn mee te hanteer of te verdoof of wat ook al. Woede laat jou, is 'n byvoorbeeld, as jy nou kyk na woede laat jou in 'n oomblik beter voel, want jy het nou uitgebars en nou voel jy beter. Alright, hoe lekker lag iemand. Nee. Bitterheid laat jou geregverdig voel. Ek voel so en ek is so kwaad en ek is bitter. Jy weet. Dan is daar selfsug laat jou belangrik voel vir 'n oomblik. Want dit gaan oor my en ek. Laat my goed voel. Okay? Welis laat jou ontspan. Okay? Het jy hierdie lekker ontspanning en jy voel goed? Alright. Maar ek sê weer, dit is korttermyn verligting. Okay. Dis korttermynverligting soos wat daai kredietkaart korttermyn. Die rekening kom later. Hy kom altyd later. Met 'n kredietkaart kom die rekening ook later. Net so ook met die sonde. Later na die sonde en die kredietkaart kom die skuld met rente daarbey. Die probleem het nie kleiner geword nie, die probleem het groter geword. Is julle by my? Is julle saam met my? Dan kom ook die skaamte. Die skaamte van wat het ek nou gedoen? Jo, ek het nou verkeerd gedoen en hoe kom ek hier uit? Die skaamte. Dan kom die gebroke verhoudings. Weet jy dat dit sonde wat verhoudings breek? Okay, as jy wonder wat verhoudings breek, dis sonde wat verhoudings breek. Okay? En baie keer is verhoudings vir ewig gebreek deur 'n sonde wat 'n mens gedoen het. Sonde breek verhoudings, jy moet weet, sonde breek verhoudings. Dan is daar die innerlike onrus wat jy het. Jy het 'n onrustigheid in jou, want daar's nou spanning in jou. Want wat het ek gedoen? En daar's spanning en stres en selfdepressiwiteit kan kom as gevolg van daarin is 'n ongelukkigheid en is 'n skaamte en 'n skande wat jou tref na die tyd en jy dink, "O, wat het ek gedoen?" Gelukkig is dit nou nie een van julle nie. Okay. Sonde vra nooit vir 'n betaling aan die begin nie. Is soos 'n kredietkaart. Is lekker nou. Hy vra nooit 'n betaling aan die begin nie, maar die rekening kan jy weet, kom altyd later en die probleem is altyd groter na die tyd. Sonde maak 'n mens eintlik strengel hy jou so stukkie vir stukkie maak hy jou vas. Maar Jesus, luister mooi,
maak hy jou vas. Jesus sê dit self. Hy sê, elke een wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Jy sien, sonde begin by 'n gewone keuse. Maar hierdie gewone keuse kan maklik omsit in 'n gewoonte. Hier is die ding van dit. En 'n gewoonte word 'n patroon. En 'n patroon word 'n ketting. 'n Ketting wat jy later mee sukkel om gebreek te kry. OK, is julle saam met my? Nou, as jy ooit wil weet die kringloop van sonde, hoe werk hierdie goed? Dis hoekom dit soos 'n kredietkaart werk. Sonde werk net so. Nommer 1, daar's die begeerte wat jou gryp. Nommer 2, daar's die verkeerde ding wat jy doen op die begeerte, die reaksie. Nommer 3, die lekker verligting van die oomblik. Wow, dit voel so lekker. En dan nommer 4, die skuld en die skade en die skande agterna. Nommer 5, hier's die ding. As hy ketting aan die gang is, begin die kringloop weer 'n keer. Begin jy weer 'n nuwe kringloop en jy probeer daai kringloop toemaak met daai ene en soos hy kredietkaart, jy betaal later die skuld met die kredietkaart. Jy koop nie net meer iets, jy die skuld op die skuld op die skuld op die skuld. En so raak die skuld groter, net groter en nie kleiner nie. Maar ek het vir julle baie goeie nuus vanmôre. As jy nou al 'n bietjie skuldig voel, 'n bietjie sien hoe jy daai kredietkaart nou al geswipe, die kredietkaart van sonde, het ek vir jou goeie nuus. In Johannes 8 vers 36 sê hy so mooi: as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. OK? Jesus maak jou vry. Jesus wil jou kredietkaart sonde, ons noem dit nou maar kredietkaart sonde, wat nou al so opgebou het en wat jy met die een met die ander een dood probeer maak het, wil die Here jou van vry maak. Dis wat hy doen. Jesus doen iets ongelooflik. Hy vergewe sonde. Hy breek die mag van die sonde en hy gee 'n nuwe lewe daarbey. Daar sê gee die Here lekker lofband, kom aan. Wow. Jesus het nie net gekom om sonde te vergewe nie. Jesus het ook, luister, hy het gekom om ons vry te maak daarvan. Nie net om dit te vergewe nie. Dit is een ding om die sonde te vergewe, maar hoekom jy vry daarvan? Net Jesus kan jou vry maak daarvan. Nou, hier is die ding. Jesus maak jou vry en weet jy wat? Jy groei na vryheid toe. As jy by die Here uitkom, dan groei jy na vryheid toe. Dit beteken nie Christene sondig nooit weer nie. Jy gaan weer struikel. En gaan weer struikel. Maar dis nie te sê jy gaan ons gaan nou daarby kom. Maar jy gaan nog struikel. Maar weet jy wat? Daar gebeur iets nuuts. En daar begin iets nuuts in jou wanneer jy by die Here uitkom. Jy sien, wat begin is, jy leer. Jy begin leer. Jy leer nommer 1, jy leer om die sonde vinniger raak te sien. En jy sien hom, wow, nou het ek verkeerd gedoen. Wat doen ek? Sit ek 'n ketting aan die gang? Nee, wat ek doen? Om dit vinnig te bely. Vinnig sê ek, Here, ekskuus, ek het my meer verloor, waar ek nie moes nie. Jammer daaroor. Jy bely dit vinnig. En so, weet jy wat, dan leer jy om al hoe meer vryer te leef. Heiligheid is 'n reis van groei. Jy moet verstaan, dit is nie 'n knoppie wat jy aan of afsit nie.
Dis 'n reis van groei. Maar wanneer jy nie groei nie en jy maak 'n verkeerde ketting, dan volg daar so 'n kettingreaksie wat jy nie wil hê nie. En dis wat die verskil maak. OK? Dan weet jy wat? Jesus wil jou skuld en alles wat jy het, wil hy verruil met 'n nuwe lewe. Hy wil jou skuld, daai goed wat jou so aftrek, wil hy vir jou nuwe lewe gee. En dan kom in die plek van die skuldgevoelens, al die lelike goed en die depressiwiteit en die skande. In daai plek kom dan die vrug van die Gees, Galasiërs 5 vers 22. Liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, lewe waarvoor God ons gemaak het. Dis waarvoor God jou gemaak het. Nie om in sonde te val sodat jy die res van jou lewe skuldig moet voel nie. Nie om 'n skuldgevoel te dra van 'n verlede nie. Nie om te dink jy's nie goed genoeg nie. Nie om te dink die Here kan jou nie help nie. Jy's te ver nie. Nee, luister mooi. Dis wat die Here vir jou beplan het. Dis wat die Here wil hê jy moet leef. Nou ek kan nie sê ek kom heeltemal daai toe, maar ek is nog in my working progress. Is jy nog in jou working progress? Of het jy 'n verkeerde ketting aan die gang gesit? Dis die verskil. I'm still a working progress. Ek wil amper klaarmaak. Miskien moet ons band vir ons regmaak. Julle kan vir ons opkom. Ware vryheid. Sonde lyk soos vryheid. Dit voel soos vryheid op 'n oomblik. Maar dit maak jou vas soos wat 'n kredietkaart jou kan vasmaak. Ons almal het al die kredietkaart van sonde gebruik. Ons almal, ons leer, hier's die ding, maar ons leer in ons working progress, leer ons, dat is eintlik net nie die moeite werd nie, want dit sit 'n ketting wat my wil bind aan die gang in my lewe. Jy moet verstaan dat die doel van die duiwel met sonde is om jou lekker te laat voel vir 'n oomblik en om jou later vas te vang. Dis sy doel en sy doel is vernietiging. As jy wil weet wat is die doel van sonde, dit is vernietiging. Dit wil jou vat op 'n pad van vernietiging. Dis wat sonde doen. Daarom leer ons, dat weet jy wat, dis eintlik nie die moeite werd om die kringloop van sonde in my lewe te hê nie. Want dit is so groot wat Jesus vir my doen. Want wanneer die Seun jou vry maak, word jy vry, ja, vry van skuld. Jy word vry van die kringloop. Jy word vry. Luister mooi. Jy word vry om te leef. Ons almal wil vry wees om te leef. Ons wil leef om te leef. Ons wil groei en ons wil leef om te leef. Waar die Seun vrymaak. Luister mooi. Waar die Seun vrymaak, begin die ware lewe. Die lewe begin toe nie. Die lewe begin toe nie by daai sonde wat so lekker voel vir die oomblik nie. Leer vanmôre iets. Daardie ding wat jy doen, gaan nie vir jou optel nie, gaan vir jou afdruk. Daardie ding wat jy doen, gaan 'n skuld hier binne in jou aan die gang sit. Maar vanmôre wil die Here vir jou sê, ek vat al jou kredietkaart sonde weg vir jou. Hoor jy wat sê die Here? Hier is ek.
Hier is ek vanmôre. Hier is ek. Ek is hier om jou te help. Ek wil hê jy moet lewe. Ek wil jy moet lewe in oorvloed en ek wil hê jy moet lewe. Ek wil hê jy moet lewe om te leef. Dis wat die Here vir jou wil hê.